Môre julle almal. Yesterday morning, I've been chilling in bed, reading, and I think it was 8:30, I opened the curtains. And I was so blessed. Our South Africa and the sunshine, isn't that beautiful? And I was reminded, and that's a word for Burgersdorp for this year. It's in Malachi 4, where it says, "And the Son of Righteousness will shine on you with healing in his wings." And I was just reminded of that. En dan sê dit, en julle sal uitgaan soos vetgemaakte kalwers. So ek weet, almal ou sê, nou, ons wil nie soos vetgemaakte kalwers lyk nie, en dis winter, en ons eet te veel chocolates en so aan, but that is God's word. So, I am excited about what God is doing in our country, although we see all the bad things, but we must open our eyes every day, and there's a word that herhaal word vanmorgen, John said it in so on, in Erasmus, to be thankful every day, to be thankful, start your day, so that will turn the colors in your life around. Before actually I start, the topic is today. That is a safe topic for anyone that's going to bring the word, because you can do anything with that. So, during prayer on Tuesdays, that's awesome. And we can really experience God's presence and His Holy Spirit. And one thing for the town that's almost on the list is to pray for the economy of our town and for businesses. And for small businesses, very specifically, for God's blessing, for people to hear God's voice in what to do. So, and with that, I'm working towards something. So I hope the person that is sitting here is ready. And I was reading about Jesus meeting the Samaritan woman at the well. And he knew everything. And he just speak the truth over her life. And then she was so wild. She went back to her town and told everyone. And because it says there in the word, because of her testimony, because of her excitement over Jesus, a whole city was saved. Because of her testimony. So what I'm saying, is there anyone this morning, just in a few words, to say, I have a testimony? Getuienis. 2 minutes. Okay, laat ek het nou die moed om dit te sê. Come on. That's good, Rihanna. Met Elsie se hulp het ek my laslappe begin doen. En gister toe ek ouer huis toe gaan, het ek regtig nie gedink ek gaan 1 sak verkoop nie. Ek het al 10 my sakke verkoop gister. Ja, so dit is my testimony. Ja, sê net wat is gesê oor jou sakke. Vir tongenetjies. Ja, so tongenetjies. Iemand het vir my gesê, ek gaan nie een van my sakke verkoop nie, maar dis nie die blindes wat my sakke verkoop. So ek wil net vir julle sê, ek het al 10 my sakke verkoop. So when Rihanna actually said that to me yesterday, I was so encouraged. And with that, never look down on the days of small beginnings. And there was a guy, Nathaniel, in the Bible. He became one of Jesus' disciples. And the two, he and his friend were walking, and they were hearing about Jesus and so on.
and Nathaniel were asking, can any good thing come out of Jerusalem? Oh yes. Can any good thing come out of your home, or your school, or your town, or your business? So watch this face. Right, so die Here, deur sy woord gee vir ons promises en beloftes. Maar as ons nie tyd met ons spandeer nie, gaan ek nie weet nie. So daarom ons gaan 'n bietjie werk daarna toe, maar first of all, a reminder of previous sermons that was preached here. He is not confused. God is not confused. He's not out of plans. He's not constrained. You and I, not even in a million years, cannot limit him. When he's working, he will complete it. He is not disappointed in you. It doesn't matter where you were, what you did, all that his heart for you and me. Come to me. There's a beautiful story that we want you to tell the people in your town. And then, because you waited for the prodigal son to return, to turn around and to come home, then he clothed him. Hy het hom 'n ring gegee met die beste kleed, voete, het sy skoene gegee, ensovoorts. Die derde ding, he chose you and appointed you. Die vierde ding, he called you for sonship, to be a daughter or a son, to have fellowship with our Father. Number 5 on your step. It is amazing. He sees you. While you were sitting in aardige omstandighede, and he called you by name, Zacchaeus. Luke 19 is die tollenaar, ons het ook al oor dit gepraat, die tollenaar, en niemand het hom gelyk nie, so shorty. En dis hoe hy sy geld gemaak het. Maar toe Jesus hom roep, want hy het onder die boom gesit, of in die boom, whatever, toe hy sê, Zacchaeus, the meaning of his name, pure and innocent one. Isn't that beautiful? That's the truth. That's the truth. That's the truth. So, and with that, in brackets, when we see our kids, anyone in the street, let us call the truth of God over a person. And then he said to Zacchaeus, today, I will eat at your house. Today. The seventh thing, we were called for connection, to be connected with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and to be connected with people. Dis twee gebode. Alright, so that is die inleiding. Kai, sal jy net ons daai liedjie speel? Ons weet, dit is al hier gespeel, maar maak net jou oor toe. En dat hierdie net so vir jou oortuig van wie God is. Ek wees AI by die twee. You are the ancient of days. Yahweh, Yahweh, you reign forevermore. I lift my hands to the great I am. You are El Shaddai, the Almighty God. You are El the Most High. You are Elohim, the creator of heaven and earth. You are Adonai, my Lord and my Master.
You are the bright and morning star. You are King of kings and Lord of lords. The earth is filled with your glory. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. You are Alpha and Omega. You are the first and the last. You are the God who was and is to come. Forever you reign. You reign forever. Great I am. Holy, holy, holy is your name. You reign forever. Great I am. Holy, holy, holy is your Dis mooi nie. Wow. Ek sê vir John gister en wat as ons 'n kore kry in hierdie saal wat so sang sit. Wat sê julle? So ek weet dit gisteraan in die bad dink. So let's see what happens. Ek is mos nou baie oud skool, want ek het tyd om te sit en goed uit te figure hoe dit werk het, so ek sal beter raak vir die jaar. Maar hier, ek wil, ja, kom ek begin so. Wie van julle bid graag die Onse Vader? Okay, ek love dit. Ek love Onse Vader. Onse Vader, wat in die hemel is, dat U naam geheilig word. Dan staan die volgende, let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. So, as ons sê, let your kingdom come, sou dit sê dat daar nog 'n kingdom is. So God is God's kingdom. So julle sê in daai sin, is daar nog 'n kingdom? Is there another kingdom? Okay. So, wie sou sê, wie se kingdom is dit? Devil. The devil's kingdom. Okay, so daar's two kingdoms. Okay. Daar's 'n ou wat 'n boek uitgebring het, Worldviews. It's God's worldview and the worldview of darkness. So kom ons noem dit darkness. Kingdom of darkness. Okay. Ek wil net vir julle soos wat my opgewonde maak. Daar's prayer teams wat besig is om te bid vir die dorp. And when we pray with faith, Lord, let your kingdom come in the hearts of our children, or in the schools, or in the businesses. It is the declaration God's kingdom to come. And it's so powerful. So baie van die goed wat ek hier gaan doen, hierdie is 'n wall, okay? Sien julle? Dis 'n wall, okay? Right. So tussen darkness en light, okay?
En ek wil nie begin met Kingdom of Darkness nie. Ek wil begin met God's Kingdom of Light, with His life. Okay. So ek gaan dit skryf hier, ek gaan dit sommer net, and that is God's heart for every human being that was created in His image. En ons, ek moet al sê, ons het 'n nuwe baadjie in die familie. Ja, so we're so blessed. En wat 'n wonderlike voorreg om terwyl die babatjie ontwikkel, you can pray Psalm 139 and see that and claim that little child baby for the kingdom of God. So, and I want to encourage every one of you to pray life over your children or your family. Okay. So, God's kingdom. As jy met 'n prentjie vir my sê, hoe dink jy lyk dit hier? Wat is die eerste gedagte wat opkom? Hoe lyk dit? Lig. Okay? Lig. Lig nog. Hoe lyk dit vir jou? Gelukkig. Joy. Okay? Nog. Peaceful. Love. Okay. So ek gaan net so 'n paar goeders. En dit het met mense te doen. So ons het 'n keuse waar ons gaan staan. Okay. So wat God's Kingdom of Light, en dit is onmoontlik vir my om alles te sê. So ek gaan net 'n paar wat so in my hart opgekom het. We are rooted in Him, in the Word, filled with the Holy Spirit, Spirit of truth. We are victorious over sin. We are overcomers to temptation. Here we abide in Him. Here we have the light of the world. He is my Father, and I'm His sheep. So when He calls, I recognize His voice. When someone from Kingdom of Darkness is calling me, I must know. So I only follow Kingdom's God's voice. Because of this, and He who is living in me, and I am in God's kingdom, and His word abides in me, and the Holy Spirit, what's happening? Streams of living water is starting to flow out of me because of Holy Spirit. So, as iemand met my aan my druk, my kinders, of daar's 'n ongemaklike situasie, wat moet uitvloei? Streams of living water. En dit lyk so. Maat emmer, nie op die berg. Ek sit op die berg. Maar ek is nie in myne is nie onder 'n maat emmer nie. Nou, jy haal 'n maat emmer af. And remember, darkness don't like your light. When you are joyful, when you are bringing change, when you are bringing God's kingdom, when you are speaking God's word, when you are, God placed a strategy or a blueprint in your heart, and you say, Lord, when is the time for this to be birthed? Wie dink julle gaan kop uitsteek? Hierdie ouetjie. As jy dink, Nehemia is 'n baie mooi voorbeeld, want waar hy gehuil het vir die Here, en die muur is verbrand, is stikkend, en hy die Heilige Gees in sy hart gewerk, en hy gaan huil vir die Here, en die koning gee vir hom guns, en die Here download strategies upon strategies. Wie staan op? Daar's 'n Sanballat, ons twee manne.
Sanballat beteken sin is van. So alles probeer om dit wat die Here by Nehemia gedownload het, to build the wall, to bring change, to restore, to restoreer. Ja, to restore, that's the word. So, moenie dink, jy gaan nie moeilikheid kry nie. But thank the Lord. Hy het ons alles gegee wat nodig is om te lewe. Dit kom deurdat ons hom ken. Nee, ons moet die woord in ons hart hê. So lig op die berg, nie onder 'n maatemmer nie, lieflike geur. As jy inbeweeg, Amelia, in daai klas, 'n lieflike geur tot eer van God. Oh my word. Was Chantel, sy het daar. Julle deel ook stoel as jy daai kinders oefening doen. Op die stoele en af die stoele, want die kaste is koud. To be the difference. Wanneer jy dooie beendere sien, dan sê die Here, wat sien jy? Here, ek sien dooie beendere. En die Here sê, proclaim. Proclaim my word into the situation. Die woord van God gaan nooit leeg teruggee nie. Die Heilige Gees van waarheid gaan dit in ons harte insit. Pray that. Dis hoekom ek so opgewonde is oor hierdie dorp. Want die Here het ons hier geplant. Nie om net nie net om asem te haal nie. Not to just survive. But streams of living water. A life of abundance till it overflows. Johannes 10 vers 10. In this kingdom, we are righteous because of what Jesus did. Ons is in aanvaarding met God. Wat het die mense nodig? Hulle moet sien dat in Jesus, we are righteous. En die dade wat ons doen, en die woorde wat ons praat, man gives glory to God. Wat 'n wonderlike voorreg. Hierso, wanneer ek 'n stilte tyd doen, en ek lees die woord, en ek bid. Give him glory. En hy clothe my met sy presence. Dit is wat die donker wêreld nodig het. So dit is ons taak. Is jy opgewonde? Come on. Dis vir elkeen van ons. So, die realiteit is, tussen die twee is daar 'n wall. Darkness. Dit klink baie scary en so aan. Maar ons het almal, dat is temptation, it's a real world, so lyk dit so. Kom ek net, Isaiah 11, it says, toe die duiwel uitgeskop is, hy was mos 'n engel, en toe raak hy full of pride, en toe skop God hom uit. Maar daar staan, Isaiah 11, the devil weakens the nations. Wat sien ons in die wêreld? 'n bose strategy to weaken the nations is baie slim. Maar omdat ons God vir ons die gees van waarheid gee, en jy kom in 'n gebou in, of jy kyk iets op TV, of jy sien iets hier, of iets wat in die land gebeur, en jy sê, Heilige Gees, give me discernment. Give me knowledge. Hy wil vir ons dit alles gee. Dit is tot ons beskikking. Maar is ons beskikbaar om te sê, Lord, speak to me? Soos in Nehemia. Am I available and willing to say, Lord, speak to me? What is happening here? En om dan te vra, Here, wat wil U? Geef my woord. Wil jy ek moet iets doen? Moet ek net proclaim? Just pray. Okay. Een van die dae is dit, ja, kom ek net 'n testimonie gee van, julle weet ons March, alles in vakansie gebeur, baie paniek, baie anger, baie confusion, etc. Maar die Christene het begin bid,
Was daar killings? Was daar major goeders? Maar, ja, ek wil net die Here loof. Ek wil regtig die Here net loof. En die ouens wat hier saam met ook gebid het van die ander kerke, dit was so awesome. So in die middel van moeilike situasies, bring sy lig in dit. Bring God se lig in waar. Right. Darkness. It's the absence of light and truth. Ons het baie het al deurgewerk. Ons in ons mamma se baarmoeder was, ek gaan nie baie detail nie, dit wat oor my gespreek is, of iemand wat my ma word my geaborteer het, etc., al daai tipe goeders. So, baie pile en woorde wat na jou toe gestuur word, of goed wat met jou gebeur het, wat jy net onskuldig was. Okay, God is nie omkant gegaan, He is waiting, because He, in Him, we are victorious. In darkness is daar 'n afwesigheid van God se fondasie, van sy waarheid. Okay. Hierso is God se waarheid, foundation. Okay. Darkness, veral, en dit is wat die vyand wil doen in ons wêreld en regkry, want met generasies wat daar nie die Bybel gelees word in die skole nie, of nie meer kerke bestaan nie, is daar geen waarheid wat uitgaan nie. So, ek is die Here so dankbaar vir wie het gesê vanoggend, die kerke nie, in die skole, waar daar geopen word met die woord, waar geprys en worship word. Hulle moes sien, maandag, dit is die skoolopening nie, en toe sing hulle daai liedjie wat jy gespeel het, Halle, kan jy vir ons demonstreer? Julle, maar ons moet hierdie, en dis hoekom Riet, die storms kom, ons sê die storms wat kom, Riet en Lian, om ouers te encourage, enkel ouers, oupas, oumas, to bring, of om die standaard van God se woord, hou dit daar. Fight vir dit. En as jy sien jou familie, hulle is totaal af van die pad, of weet nie eers nie, of lewe net hulle eie lewe, dan is dit jou en my verantwoordelikheid, om in die kerk te staan. So, ons kan nie net gaan sit, ja, maar dit is nog maar so. Ons is bekoring, to pray. So wat ons doen met alles wat met ons gebeur, is daar 'n wall, 'n muur wat ons opsit, om onsself te beskerm, as goed wat sleg is met ons gebeur. Maar in Christus, wat Jesus gedoen het, wil hy dit afbreek. So dit 'n lekker woord wat ons altyd bid met dit. So, Kingdom of Darkness is chaoties. Daar is verwarring, there's fear, there's hopelessness, there's no joy. Dis wat het is. Kingdom of Light. We became trapped, nee, of past traumatic experiences. En dit is hartseer, want dit is die enemy se strategy, because God's breath, the Ruach breath, is in you and me. His breath is in me, to give Him praise, to live a life and give Him glory. So, die duivel is daarop uit, to weaken the nations. So, mama, papa, opa, oma, teenagers, fight for your family. Vir jou, here boeties en sissies. We became trapped, en daar gebeur nog goed. En dis laag op laag op laag. En dis soos 'n betonmuur, wat jy is this.
So, en ek het 'n boek wat ek gelees het. Is soos 'n downward spiral. Dis waar die duiwel jou wil hê. Waar jy heeltemal emosieloos is, waar jou eie lewe opvat, waar jy dood is. Want hy weet hoe jy gebore is, die potensiaal in jou, die gifts wat God vir jou gee. Hy weet, as jy God ontmoet, is jy vir hom 'n bedreiging. En jy gaan 'n invloed hê op mense om jou. So hy begin met 'n gedagte. En ek is klein en ek reageer in my verskillende menswees, wie ek is. Een is 'n rooi mens, een is 'n groen mens, een is 'n geel mens, een is, daar's verskillende tipe mense. Uniquely created. So, hy kom met sekere pyle na jou toe, to kill you. Maar dit begin by 'n gedagte, begin 'n mindset, begin met 'n respons op dit wat iemand my kus, waar iemand net dood oor my praat, en dit is wat ons kinders dan land. Confusion, of groot iets, of wat. En ons begin optree, as gevolg van al die triggers na ons toe. So wat begin gebeur? Ek bou hierdie geweldige muur op. En jy trou, en dan is dit eintlik nie die mens wat daai persoon trou nie. En die diep binne is daar iemand wat Jesus gemaak het, wat in the kingdom of light, wat God wil hê, ons moet wandel. En dis wat Jesus gedoen het aan die kruis. Hy het die perfekte prys betaal. So, waar laat dit ons? Ek net vinnig sê, nog goed van darkness. Ons het trust issues, daar's 'n mensfear, daar's anger, so baie goed, pride, rebellion, easy to take offense, feelings of unworthiness, loneliness, weak and tired, no energy left. I just survive. I just want to make this day. I just want to. Ek wil net vanaand al. Ek wil net getuig van ons ken ons daar in Timoteus wat sê, He didn't give us a spirit of fear, but of love and power and a sound mind. En dan sal jy sien dat iemand wat God volg, suddenly there's confusion in that person. En die persoon sê net, I have no power. Ek voel so confused, I cannot even think. En nou sê die persoon het vir jou, en jy gaan na die Heilige Gees, wat sê hier? En die Heilige Gees sê vir jou, a spirit of fear, that wants to attack. So wat doen jy? Miskien het jy nie daar verhouding met die persoon nie, maar jy gaan jou binnenkamer, en die Heilige Gees het dit gereveal aan jou, en nou sê jy, Here, in die naam van Jesus kom ek teen die gees van vrees, want hierdie persoon het nie krag nie, en hy het nie 'n sound mind nie. Want hier is nie 'n spirit of fear nie, maar 'n sound mind en die gees van die Here. So wat doen jy? En sê, Here, ek tel dit op, en ek bid teen 'n gees van vrees wat hierdie persoon attack. En ek bid die liefde, en die krag en 'n gesonde verstand. Come on. Ek laaf hierdie woord, dis my net so awesome. Nog wat ons doen, as gevolg van wat gebeur het, gaan ons in hierdie performance mode, want al hierdie walls
Want ek wil net hê iemand moet my sê, Saggeus, I've seen you. I've seen you today. Nee? To be heard, to be acknowledged, to be accepted, en nou haal ons al hierdie van die goed uit, veral vir die ouens wat met kinders te doen het of so aan. Maar vir ons wat hier sit vanmorgen om te sê, Here, reveal what you are saying about Sunny of Piet of jou kleinkind of jou seun of jou pa of whatever. And the Spirit of truth will reveal to you. Mag ons vandag, nog nie klaar nie, vandag terug gaan en sê, Here, wat sê U oor my nuwe kleinseun? Wil net sê, die naam het verander, en toe kry hy weer 'n nuwe naam, toe sê hulle, okay, ons het nog nie 'n naam nie, his name is Alistair. En ek en John Google gaan en sê, what is that name? Die betekenis, what a beautiful betekenis, maar in elk geval, so ons is reg. Maar om te hoor, wat sê die Here? And pray that in. Dead bones, proclaim. Come on. So here, downward spiral, because the devil wants to kill you. He hates you when you were born. Maar daar is vol 'n surprise. Want Jesus het aan die kruis gesterf. He called us out of darkness into His marvelous light. En dan het ons die wydspeur. Is in Openbaring, staan so. Wil net so 'n bietjie van die kingdom hê, of in darkness, en dit is lekker hier, soos 'n fucking modder. Of hierdie kant, nee, ek sit net my gesiggie op, ek gaan kyk toe, tikkie box. Wat sê, Openbaring, as jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Nee? So waar wil die Here ons sê? Hot. Nee? Moet nou nie dink, 'n hot mama. 'n hot mama. 'n hot teenager wat brand vir die Heilige Gees. Met die Heilige Gees. Wat nie skaam is om stil te bly. Okay. Ek het nou iets van jou nou nie skrik nie. Ons maak ons nou 10. Dit is net 'n demonstrasie. Dit is alles hier. Ek sit deur mekaar mens. Ons gaan braai. Nee. Right. Okay, sê nou dit is die muur. Dit is die muur. In Jeremia, dis die mooiste woord. En dit moet ons aanmoedig. Dit sê daar, is die woord nie soos 'n hamer nie. Hier is die muur. Gaan ek hom met een hou deurkap? Nie 'n manier nie. As ek aanhou om God se woord in my hart te bære en dit aan te wend in my lewe, dit te verklaar wie ek is in Christus, wat hy sê oor ander mense, wat hy kom doen het, wat sy beloftes is, dis lig, dis waarheid. Wat sal gebeur as ek aanhou, die woord is in my hart, soos 'n vuur en soos 'n hamer. Dan sê dit, om die rots stukken te kap. Hierdie klipharde hart. Wat gebeur, dat ek, as gevolg van omstandighede, sit ek hier, my hart is so hard. Dit is so gevaarlik. Ons moet nie doodgaan met 'n harde hart nie. So to die. Wat sê die Here? Psalm 95 en dan Hebreërs 3 sê hy, vandag as jy my stem hoor, moenie jou hart verhard nie. As ons harde harte het, kan ons nie sien nie, kan ons nie hoor nie, ons kan nie God beleef nie, maar die Here sê, kom na my toe.
cry unto me. Want hy is die een wat sê, kom na my toe, almal wat moeg en belas is. Ek sal vir julle vrede gee, julle wil gee. Is nou so verstrengel hier met my nuwe sak, wat ek gekoop het daar by die Bidpos my oude huis. Dit was so lekker. Dit was 'n fees. Esegiel 36. Ons kyk gou daar. Eers Galasiërs 5 vers 1. Dit sê, it is for freedom. Nou kom ek met die woord. Hier is die woord. Nee? It is for freedom that Christ has set me free. Stand firm. The yoke, do not come under the yoke of slavery. Ons kan deur baie kampe gegaan het. Maar wie droom my altyd? Wie is die deceiver and the liar of people? Is die enemy. So dis hoekom ons moet groei, né? Dis hoekom ons moet commitment maak en sê, Here, vandag is my tyd met U. Dit moet ek en jy besluit. Dan sê hy so, iets for freedom. Hier is 'n wonderlike woord, 2 Korintiërs 10 vers 3, skryf Erasmus. Like dit as mense. Ja, jy moet notes vat. Laat ek gou net. Ja, dit is so lekker. Sy gaan my nou sê, so amen. Navorsing gewys. As jy die woord van God praat, as die woord van God praat, en jy lees dit, en jy skryf dit, it renew your mind. Ek het geluister na wat praat van alles wat in jou verlede gebeur het, wat sleg was, dat jy geen beheer het oor gehad het nie. Hulle noem het mirror neurons. Soos wat jy God se woord aanwend, word dat gechange. So dis hoe die woord sê, renew your heart, your mind with the word of God. Is my woord, soos om my hart sag te maak. Ek maak klaar. Esegiel 36. For I will take you out of the nations and gather you from all the countries and bring you back. Daar ons dwaal en verstrengel was, by choice of deur wat met my gebeur het. Dan sê hy, I will sprinkle you with clean water on you. Water, sê Heilige Gees. And you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from idols. I say, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart, your heart of stone, and give you a heart of flesh. Sag. Waar hy saad inval, hoe ken ons die ouer? Saad inval. En ontplof en dit groei. En dan sê hy, and I will put my spirit in you and move you, spirit in you, move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Then you will live in the land I gave your ancestors. You will be my people and I will be your God. I will save you. I will call for the grain. Hier kom die prosperity. I will call for the grain and make it plentiful and will not bring famine upon you. I say, I will increase the fruit of the trees and the crops of the field, so that you will no longer suffer disgrace among the nations because of the famine. So die mooi. Skryf dit neer, Esegiel 36. Filippense 3, laaste. Ons kan nie die verlede saam bespreek nie. Hou op, dat ons al ketting sal ons het, en ek hou aan omkyk, terwyl Here sê, dis my begeerte vir jou. Kom na my toe. Drink, be filled.
As hy Filippense 3 vers 13 wat Paulus gesê het, ek maak my los van wat agter is. En ek strek my uit na wat voor is, om die wedstreep te behaal. Come on! En waar begin dit? Weet baie van julle is daar. Maar vandag sê ek vir myself, today, when you hear his voice, Elsie, do not harden your heart. So, protect your heart. Amen. Amen. Ja, God is so good. Ja, kom ons bid. Ons bid. Aba Vader, dankie dat ons vanmôre dat hier sit. Net vandag kan weet. U wil nie hê dat ons enigsins moet bly in die kingdom of darkness. Want Jesus het die perfekte prys betaal, sodat ons in u liefde, in u goedheid en in u waarheid kan inloop en dit embrace en daar bly, deurdat ons tyd met u spandeer, deurdat ons die genade in ons hart vat, deurdat ons net sê, Lord, I praise you. Here, en ek wil bid vanmôre vir enige een wat hier sit, wat nog enigstens twyfel en vashou aan goed van die verlede, of ek wil maar soos 'n vark hier in die modder is, dat ek Heilige Gees, dat u 'n werk gaan doen, sodat we will have the desire to follow you with all our heart, with all our mind and all our strength. En dit is waarvoor u ons geroep het. Here, ek bid, u seën oor elkeen wat hier is, en ek bid dit, in Jesus naam, vir 'n honger en 'n dors, like never before, vir die water, vir die brood van die lewe, vir die lig van die lewe, vir Jesus. En ek bid, al die name wat ons gesien het, dat ons u sal leer ken, vir wie u is. Bid u seën as ons uitgaan, ek bid dat u elkeen sal bewaar, Psalm 91 oor elkeen, in Jesus naam, amen.